1 in 5 Christians are persecuted in Africa. In Afrika is dit 1 uit 5. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, that we are still able to stand together in fellowship on a Sunday morning, Jesus, where we are still free to speak about you and how you have saved our lives, Lord. I thank you, Jesus, that we are still able to go out and preach the gospel and tell people about what you have done in our lives and tell them how great you are, what a great Savior you are. I thank you, and I thank you, Lord, that every time we go out, you go before us and you prepare the way. Thank you, Jesus. Thank you that you are the King of Kings and the Lord of Lords, and that you continue to sanctify our lives through everything that we do. May our lives be a living testimony of where you have saved us from. May our lives glorify your name in everything that we do, everything that we think, everything that we say. May we be a sweet aroma unto you, my God. I thank you, Lord. In your holy name we pray. Mag hierdie diens U se naam groot maak. Mag hierdie diens die mense se harte raak sodat hulle kan 'n honger te kry in hulle harte om uit te gaan en vir ander mense te gaan vertel hoe hulle lewens verander kan word. Dankie, Here. In Jesus naam. Amen. Môre almal. Ek hoop dit gaan goed. So, ek was gevra, ek was part van die Sunny's Hof uitreiking. Toe was ons almal gevra om bietjie te getuig oor wat ons experience het toe ons daar was. Ek het klomp goeders, so, maar ek het nou net 5 minute, so ek moet nou een spesifieke ene kies, en dit was vir my, ek het 2 enes, ek gaan maar 2 enes, ek kan nie net, ek moet nou darm 2 hê. En die eerste ene wat ek graag oor wil getuig is, hoe belangrik dit is, om altyd in gebed te bly. En altyd in gebed te bly, bedoel dit nie, jy moet konstant rondloop en bid nie. Dit beteken jou hart moet die hele tyd reg wees met die Here. Jy moet die woord ken, die woord moet leef in jou, en jy moet die woord uitleef. It's simple obedience. En ons was in die kerk, ons het 3 aande gehad van dienste wat ons gehad het, aanddienste. En ek het die hele tyd gevoel, die Heilige Gees wil hê ek moet getuig oor ietsie wat in my lewe gebeur het. En elke aand het ek was te bang om te getuig, want ek het nog nooit getuig oor die pastoor wat my seer gemaak het toe ek klein was nie, in 'n ander kerk nie, ek was bang. So ek sê toe vir myself die hele tyd, as hom rooi is ietsie doen, dan sal ek maar getuig. Maar hy het nooit nie, en ek voel, dit was so belangrik vir my. Ek het gesien hoe belangrik dit is om in obedience op te tree. Want die laaste aand toe ek finally die guts gekry het om soos te sê, okay, kom ek vertel eers vir hom rooi is wat met my gebeur het, en dan kan ek voor die ander mense getuig. Toe het ek besef dat as ek het die ander aande voorgedoen het, maybe was daai persoon daarso wat dit moes hoor. So ek bid dat daai persoon in my delayed obedience nog steeds my testimony sal hoor en dat hulle sal regkom. Maar dit is so belangrik om te luister vir die Heilige Gees as hy wil hê jy moet getuig, as hy wil hê jy moet opstaan. Moenie dink oor wat gaan die mense nou van jou dink nie, jou reputasie. Dis immediately wat ek gedink het. Ek gedink, want wat gaan almal nou dink van my? Want nou gaan almal sien I felt maybe everybody's going to think I'm broken now. Now I'm damaged, want ek hou van my reputasie, ek's 'n sterk vrou. Ek wil nie enigiemand met mors met daai reputasie nie, maar tog wil die Here hê jy moet in humility leef. He wants you to be humble. He wants you to acknowledge that you are weak so that he can make you strong. En toe ek dit besef, toe kon ek vir hom Rooies vertel en toe kon ek nou getuig oor dit. So dit was vir my die een ding wat altyd vir my uitgestaan het, om altyd in gebed te bly, sodat as die Heilige Gees jou ietsie sê, sal jy sensitief wees, sal jy klein, soos dat jy die sagte stemmetjie van God, want hy skree nie op 'n mens nie, dat jy dit sal hoor en dat jy obedient kan wees en na hom kan luister. So dit was die eerste ding. Die tweede ding was die toestand van ons kerke. Dit was vir my skrikwekkend om te sien hoe ons in fellowship hierso is. Ons is so vry. As ek hier is by
hierso, by TMP, kan ek maar sê TMP, ek weet nie of die wêreld ken TMP nie, maar as ek by TMP is en ons doen worship, jy's so vry, jy dans vir die Here, jy sing vir hom, jy kan skree, jy kan bid hard, bid vir mense. There is so much joy in worshiping God and uplifting His name. Wat toe ons daar by die ander kerke was, great music, baie mooi, hulle het hymns gehad wat ek like, but there was no life, there was no jou hart het nie gebrand om die Here se naam aan te roep nie, because that's what we do when we worship. Jy lê neer jou lewe. Your life is already laid down, you've died, you've taken up the cross, en nou gaan jy die Here se naam aanroep, want jy weet wat hy gedoen het vir jou. So dit was nogals vir my skrikwekkend om te sien, die kultuur van kerk wat nou daar is almal bly stil, jy sit net, en jy doen net jou eie dingetjie, waar toe ons daar so was, het Roy so 'n bietjie geskit en dit was so lekker want almal het vrygekom en dit was mooi vir my om te sien werklik there is freedom and there is healing in worship, dat as 'n mens worship kom 'n mens se harte sommer oop en 'n mens jy raak gelukkig, al jou probleme val weg want jy besef daar is 'n God wat in kontrol is, hy is in beheer. En ja, so dit was die twee belangrike goeders wat ek gesien het, want toe ons uitstap, daar was klomp klein so straatkinders wat ingekom het in die kerk en hulle toe, ons het laat hulle toe heel voorsit en die mense was al klaar bietjie soos okay, wow. En toe hulle daar kom sit het, toe die kerkmense, Pastor Willie, hy is awesome geweest, hy het baie nice almal gehanteer en toe kom sit die kindertjies daar, en die paar dae, ek dink was 2 dae later, toe kom die kindertjies na Tannie Linkie toe was hulle so excited, en hulle het gevra, dink jy, soos as ons nou weggaan, as ons nou gaan, want ons het toegelaat dat enigiemand kom, en as ons nou gaan hulle kan terugkom kerk toe. Hulle het gevra, en jou hart wil sê, natuurlijk, jy kan elke dag by die kerk aankom, maar ongelukkig in vandag se kultuur is dit nie so nie, so ons kon nie vir hulle gesê het, ja natuurlijk, kom terug, kom leer van Jesus en wat hy kan doen en wat hy gedoen het vir jou lewe. Ons kon nie dit gedoen het nie. Ons moes gesê het, ons sal eers vir die kerk moet vra of julle kan terugkom, en dat was hartseer vir my om dit te experience, om te besef dat ons as 'n kerk het so klik geword, maar ons moet vrykom van dit af, want the gospel is for everyone. Jesus het doodgegaan op 'n kruis vir elke liewe een van daai persone. Vir daai klein kindertjies wat van die straat af gekom het, wat 'n week terug geëet het en 'n maand terug geshower het. Jesus died for them. He died for them. And the church just locks them out because they're not good enough. And that for me was it was an eye-opener, dat ons regtig daai image, ons moet wegskuif van daai image af, and we need to understand that everybody is welcome in the Church of Jesus Christ, not just people who wear good clothes. Ja, so dit is my getuienis dat ek experience het. Thanks guys. Wie is volgende? Okay, julle, so een ding wat vir my uitgestaan het op die uitreiking was toe ons 'n man net sommer so op die pad opgetel het. Ons ken hom van geen kant af nie. Hy loop, ek weet nie want toe was hy op pad nie, en ons kry hom in die pad en ons vra hom, hy wil nie saam met ons stap nie. En hier sê Roy so, luister hier so, ons is ontvoerders, ons gaan jou nou dood gaan maak. En die man is soos, oh my soul, en Roy is haal hom kan uit en is soos, toe skrik die man. Toe sê ons, nee man, ons lieg net, ons gaan nou kerk toe en ons gaan nou die Here gaan loof en prys en daar is die man saam met ons. En na die diens gee Roy toe vir die man geld en hy is soos een van die straatmense, hy is nie skoon nie, maar ander mense so verwag het, hy so dwelms gaan gekoop het, en net in rukkie na die tyd wat hy weg is, gaan ons daar om die draai, en ons kom by 'n winkel, en ons sien hy het neppies gekoop, en ons weet nie wat nog nie. En ons sê, wow, dit is regtig so onverwags geweest, want elke mens so verwag het, oh nee, hy gaan nou die geld gaan spandeer op dwelms, maar het. En nog 'n ding wat ek geleer het by die uitreiking was, ek het gebesef, dit gaan nie alles oor myself nie, en ek het 'n gebed gedoen, en ek het gesê, Here, help my dat niks van myself sal keer dat u woord uitgaan nie. En dit is so 'n belangrike ding wat ons moet besef. Jy kan nie 'n lig hê wat brand, maar dan deel jy dit nie met die wêreld nie. En dis hoekom wil ek met julle een van my gunsteling versies deel, Matteus 5 vers vanaf 13 tot 14, maar ek gaan net van 14 af lees. Dit sê, julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. En 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder 'n mat emmer nie.
maar op 'n standaard en dit skyn vir almal wat in die huis is. En dan by 16 sê dit verder, laat julle lig so skyn voor mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader in die hemel verheerlik vir dit. So, as jy op uitreiking gaan, dan gaan dit nie oor jouself, dit gaan vir die siele wat daar buite is. Baie is geroep, maar min is uitgekies. As jy van die min wat agter gaan bly, of as jy van daardie, of as min wat uitgekies is, of van die baie, wat dit gehoor het van die woord, gedink het jy ken vir Jesus, en dit net so gelos het. Kom ons gaan na buitekant, kom ons laat ons ligte skyn vir Jesus, want ons het die voordeel om hier by School of Fire te wees, en om woord te leer. Ek het gebid in die begin van die jaar voordat ek hiernatoe gekom het. Ek het alles anders blameer en gesê, okay, nee, dit is omdat ek te veel in slegte vriende is, dit is die environment wat ek in is, wat maak dat ek nie die Here dien nie. Maar dit was glad nie so nie. Jy kies waar ook al jy is, wil jy die Here dien of wil jy hom nie dien nie. Maar dit maak nie saak of jy hier so sit nie. Mense kan preek elke Sondag, mense kan vir jou bemoedig, maar jy kies, gaan jy dit vat. Jy kies, gaan jy die Bybel lees en vat wat in die woord staan. So dit is my bemoediging vandag, dankie. So ja, wat vir my meeste op die uitreiking uitgestaan het, was meestal die gasvryheid van almal daar. Hulle was almal so openlik om ons te ontvang. Almal was altyd happy vir ons. Hulle het altyd oral waartoe ons gaan, was hulle altyd daar om voorsiening te gee vir ons, te help, vir ons te wys waartoe ons moet gaan. Selfs in die aande het ons so baie verdwaal. Maar hy was altyd daar om ons maar terug na die koshuis toe te lei en alles. Maar wat vir my nogal interessant is, was daar was 'n hele paar dienste wat ons by die kerk gehad het, maar tog was nie al die kerksmense altyd daar nie, maar tog die straatskinders wat ons van vertel het van die dienste, was elke liewe keer daar. Hulle partykeer raad opgedaag, maar hulle was altyd daar gewees. Hulle was elke diens daar openlik gesit en geluister na alles wat ons gepraat het. Wat tog vir my interessant was van dit. Ja, en met die tweede aand by die kerk wat ons gediens het, het ons 'n paartjie gedoop. Hulle is so 'n klein meisietjie wat altyd daar soos vriendelik was met almal en alles. En na die doopseremonie en alles het ek badkamer toe gegaan en toe kom 'n vrou daarin en sy begin net met my praat en sy vertel my hierdie paartjie wat gedoop is haar seun en sy vrou. Sy vertel my hierdie twee was heroïneverslaafdes gewees en hulle was besig om hulle lewens weg te gooi. Sy het regtig gedink sy gaan haar seun moet afskei van die familie af want dit was rof, hulle het saam heroïne gebruik, hulle was saam verslaaf. En sy sê waar hulle lewens begin verander het, is toe hulle meisietjie gekry het en hoe hulle heeltemal besluit het, hulle gaan hulle lewens draai van daar af. En toe met die hele, toe Royce daar is, besluit hulle gaan ook sommer gedoop word. En ek kon sien in die blydskap in hierdie ma se gesig, sy was in trane, maar ek kon sien sy was tevrede geweest, sy was verlig geweest dat haar seun actually sy lewe reg gekry het. En hierdie dogtertjie, dit was vir my die cuteste ding, ek en Megan het, dan sit ons, dan kyk ons net vir hierdie klein dogtertjie, wat sy is, selfs die, wat vir my hartseer was, die kerkmense het nie regtig gemeng met die ander kleurige kinders wat daar gesit het nie, maar hierdie dogtertjie was heeltyd daar, sy het heeltyd met hulle gaan praat, heeltyd by hulle gaan sit. Dit was my so oulik en die ouers het maar net gekyk en gesmaal, soos die trots op hulle gesigte was my baie oulik geweest. So dit is vir my regtig iets wat my aangeraak het, is daai paartjie wat gedoop is en hulle lewens reg gekry het. En ons, maar ja, wat vir my lekker was op die uitreiking is ons almal het as 'n span heeltyd saam die mense met hulle gepraat. Ons het baie gemeng met die mense daar tussen. Ons kon baie die mense praat en ons sienings gee van die mense. Hulle het baie kom vra oor hoe ons die Here aanskou en hoe ons hom aanvaar in ons lewens. En ons is, ek dink ons het die hele tradisie in die kerk bietjie ontwrig. Ons het vir hulle baie gewys hoe ons min of meer dit sal hou. Ek moet sê die een gitaar ouetjie het lekker gesing also en dan kan ek sien hy wag net vir Megan om die musiek te begin en dan sing hulle so lekker saam en dan nader aan join almal. So ja, ek dink die kerk het agtergekom hulle moet maar bietjie maar die tradisies eenkant sit en net bietjie meer openlik met die mense wees, meer aardslik, bietjie meer socialize met die mense. Op 'n ander manier as maar net praat, maar musiek en alles so ja. Goeiemôre almal. Ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus Christus. Naam bo alle name. Daar het twee goed vir my uitgestaan op hierdie uitreiking, was my eerste uitreiking. Ek het nog nooit in die straat gegaan en die Here se naam of pamflette gaan gee vir enige ander mense nie. En die eerste ding wat vir my uitgestaan het is, ons moet ophou worry oor wat ander mense van ons gaan dink en sê
as ons God se naam gaan verkondig. Ons moet worry, wat sê God? Is hy tevrede met dit wat ek doen? Of is hy nie tevrede nie? Ons hoef net vir God tevrede te stel. Niks en niemand anders nie. Nie vir Rooies nie vir Wally nie. Ons hoef niemand tevrede te stel nie. Ons hoef net vir God tevrede te stel. Maar die oomblik as ons vir God tevrede stel, sal ons die ander mense ook, wat kinders van hom is, tevrede stel. Die tweede ding wat vir my uitgestaan het, ons moet 'n lewendige verhouding met God hê. Ons moet nie net sê in die mond, ek is 'n kind van God en ek tree nie so op. Ons moet 'n lewendige verhouding met God hê. Want as ons nie 'n lewendige verhouding met God het nie, wag af ons moeilikheid. Ons kan geen guns of enige iets van God verwag as ons nie 'n verhouding met hom het. Dis die twee goed wat vir my uitgestaan het hierop. Dis die twee goed wat ek in die res van my lewe vorentoe ook gaan konsentreer. Om my verhouding met God op te skerp en lewendig te hou en op te worry oor wat ander van my dink en sê. Wat sê God van my? Dankie. Môre julle, ek groet julle ook in Jesus se wonderlike naam. Wat vir my uitgestaan het op hierdie uitreiking was, toe ons begin ry het die Here dit baie swaar op my hart gedruk om te intercede vir mense. Soos wat ons gery het, kon ek by al die huisies wat ons verbygery het in die dorpe waar ons gery het, kon ek vir die Here vra dat hy al die negatiewe gedagtes, die molesteringsgees, wat hulle die kinders so slaan en seermaak, kon ek intree vir dit. En toe ons in Sannieshoven is, gaan ons na 'n plaas toe. En by die plaas het baie van ons, of die meeste van ons het gevoel, daar's geestelike goeders wat nie reg is nie. En so kom ons by die hoenderhok. Nou die hoenderhok is toe nou gemaak uit 'n bakkie af verte. En daar is sulke pype wat selfeeders is. En die Heilige Gees wys vir my, julle moet oppas vir dit wat die wêreld vir julle gee om te eet in daai selfeeder in. Want mense sugarcoat sondes. So saam met daai mielies is daar klippe. En ons moet die onderskeiding in die gees hê om daai klippe uit te haal. En die Here het dit dadelik ook op my hart gedruk. Die dag toe hy my geroep het om tot bekering te kom en ek my hart vir hom gegee het, het hy vir my gesê, Madeleine, jy gaan nie meer verder met drank en sigarette en hoereerdery en parties en al hierdie goeders omgaan nie. Jy gaan van nou af net saam met my loop. Dis net ek en jy in hierdie verhouding in. En ek druk dit baie swaar op mense se hart. Wees gehoorsaam in die Heilige Gees en gee julle hart, julle alles vir die Here en hou op om te rook, hou op om te drink, om dit te gebruik en al daai goeders. Julle vernietig daai pragtige liggaam wat die Here vir julle gegee het om op te pas. Onthou die Here sê ook in sy woord en wees heilig want ek is heilig. En dit is my woord vir julle en ek wil vir julle elkeen sê, Jesus is baie lief vir julle en julle moet julle self mooi oppas. Sinds ons het nou 'n klompie getuienisse gehoor oor wat elkeen beleef het. Sommige se eerste uitreikings, sommige was hulle derde of vierde uitreiking al gewees ensovoorts. Maar ek wil hê ons moet so bietjie iets anders aanraak vandag. Op die bord of op die TV, die skerms en goeders wat ons gaan sien nou, wat julle sien hierso, dit is die top 50 lande waar Christene die meeste gepersecute word. Met persecution, dit is vanaf jy word toegesluit omdat jy die evangelie verkondig. In sommige van die lande word jy selfs doodgemaak om die evangelie te verkondig. Of doodgemaak as jy daar aankom met 'n Bybel of enige sulke goed. Nou, ek wil hê dat ons om 'n breër prent vir ons almal te skep,
wil ek deur so 'n paar statistiek gou vir ons hardloop. Skrol net gou, Talisha, skrol net gou so 'n bietjie af, net nog so 'n bietjie. Right, stop net so. Right, net daar, as hy, wees kalm, sien. Dis is 'n vrou maak en jump, soos jy tot conclusions jump nie, maar anyway, in elk geval. Hierso bo regs, kan ons sien, hierdie statistieke is tot en met September van verlede jaar, so hierdie jaar sin is nog nie geupdate nie, maar hy word nog geupdate. So dit is, hy sê, 1 in elke 7, ons gaan eers daarna toe, 1 in 7 Christene, wêreldwyd, 1 in 7 Christene, word gepersecute as gevolg van hulle geloof. 1 uit 7. Alright, so met ander woorde, ons kan nou so 1, 2, 3, 4, 5, 6 en dan, great Ryan, sorry ou, dis nou so, dis pretty much hoe dit is. Uit net ons uit hier, as 'n ou op daai statistiek gaan, praat ons van, en as ek almal op sof invat, praat ons van ten minste 10. En dis as ons gaan op 1 uit 7. Ten minste 10. Wat dan gepersecute sou word. Alright, maar in elk geval. In Afrika, om dit vir julle meer prent te gee, in Afrika, 1 in 5 Christians are persecuted in Africa. In Afrika is dit 1 uit 5 Christene wat gepersecute word as gevolg van hulle geloof. Alright? Weer terug gaan gou weer vir my na die map toe. Kyk hoeveel lande in Afrika sit ons mee waar Christene vervolg word. En net terloops, Suid-Afrika tans is nie ingekleer daar nie. Maar moenie worry nie, die CRL het net verlede week, in hierdie week, declare dat Christendom is 'n national security threat. Dit is waartoe ons op pad is. Dit is waarheen ons op pad is om ook op hierdie lys te kom. Dit is waartoe ons op pad is, want as hulle deurgaan met hierdie wette waarop hulle wil hulle die kerke monitor. Hulle wil iemand hier in jou kerk sit, in jou plek sit, wat elke ding gaan dophou. Jy gaan nie meer oor abortus kan praat nie. Jy gaan nie meer kan praat oor homoseksualiteit nie. Jy gaan nie meer kan praat oor politiek en sê dat die regering van die pad af is omdat hulle abortus toelaat en nie. My lys kan aangaan. Dit is waarheen ons op pad is om ook op hierdie lys te kom. Gaan weer vir my weer terug gaan na die ander statistiek toe. Raai net so. 2 in 5 Christene word gepersecute in Asië. Ons het gesien die deel van Asië. 2 in 5. Uit al daai lande wat julle kon sien, gaan weer terug na die map toe. Uit al daai lande waarin julle kon sien, in meerderheid van hulle, onder andere Noord-Korea, hierso bo sit, net om, eerstens, dit is, Noord-Korea is onbereik. Daar's niemand, die evangelie word nie verkondig daar nie. As jy ingaan met 'n Bybel, sê hulle reg het vir jou is doodstraf. As jy ingaan met 'n Bybel, doodstraf. Nou ek seker julle het op julle Amerika lesings gesien oor die hele Noord-Korea lesing en alles, van toe Royce hulle daar was en vir Kim Jong-un 'n Bybel gevat het en al daai. Maar my punt kom daarop steeds neer, dit is hulle het nog steeds daai kans gewaag. En hulle kon dalk nie teruggekom het. Sien waantoe. En weer, dit is baie maklik om te sê, ja, maar ons is nog nie daar nie, is okay, ja, ek kan maar verder, never mind het wees. Dis waantoe ons op pad is. Gaan nie meer kan Bybel lees openlik nie. Jy gaan nie, die wat nie weet nie, hulle die CRL gevra, want hulle wil hê almal wat die evangelie verkondig of wat te kan getuig of oor Jesus te kan praat en goed moet geregistreer word en op 'n register kom.
Soveel so, hulle vra vir haar nou, as ek nou in die kerk my hart vir die Here gee en ek stap uit en ek wil dit deel met iemand. Wat dan? Sy sê, then you must get jail time. Jy gaan nie kan getuig. Luister, ek het my hart vir Jesus Christus gegee nie. Jy gaan nie kan getuig, die Here is die antwoord, Jesus is die antwoord, hy is die enigste. Jy gaan nie kan nie. Dan gaan hulle jou toesluit. Nou, gewoonlik ons eerste redenasies is, ja maar Wally, ek sal dan, sal ek staan vir my geloof en ek sal dan doodgaan vir my geloof. Dis die eerste wat ons sê. Ek sal dan. As jy sê jy is bereid om dood te gaan vir jou geloof, hoekom is jy nie bereid om te lewe vir hom nie? Hoe kan jy sê ek is bereid om dood te gaan vir Christus, maar jy lewe nie vir hom nie? Hoe sê jy, ja maar ek sal dan opstaan, maar jaar na jaar, wanneer die aborsie optogte en goeders gehou word, dan is die kerke stil. Met die Bellabulse goeders wat in 'n oop parlement moes gaan teestaan word het ensovoorts, dag die kerke nie op nie. Met die marriage bill se goed wat hulle mense nou wil dwing, die mense met die pastore en goeders, as jy hulle mense trou, dat jy nie mag sê, luister, sorry, ek gaan nie 'n homoseksuele paartjie trou nie. Wanneer ons daai goeders moet opstaan teen, dan is die kerke stil, maar ons sê ons sal dan lewe vir Christus. Ons sal dan opstaan vir hom, maar hoekom doen ons nie nou nie? Maar Jesusie, vat 'n sigaret weg van iemand af. Dan is ons bitterlik vinnig opstandig en op stroppelus, ek soek my sigaret, ek soek die. Volgende ding, met dit in gedagte, sê weer vir my, Christus is werklik jou eerste liefde. En sê dan weer vir my, dis okay, rook is nie so vreeslik erg nie, ek gaan nog hemel toe. Maar jy staan nie op vir God nie, maar wel vir jou sigaret. Dink baie mooi daaraan. Ga vir my gou na die eerste tab toe. Links heel bo, as ek verbaas jy weet wat se tab. Alright, great. Alright, net die deur hardloop. Based on recent reports, over 380 million Christians worldwide face high levels of persecution or discrimination. Okay? Persecution and discrimination. Is dit die diskriminasie teenoor die Christene as hulle sê, jy sal hierdie homoseksuele huwelik trou en ek sê, luister, my Bybel sê ek gaan nie, en dan wil hulle jou toesluit daaroor. Terloops, dit is die wette wat Suid-Afrika wil inbring en besig is om aan te werk, maar noem ons nog 'n Christenland. Okay. Hy sê, this represents approximately 1 in every 7 Christians globally. Alright. Dan sê hierdie is nou net verlede jaar. 4,476, so is 4,476 Christene was wêreldwyd doodgemaak vir hulle geloof. Dis nou verlede jaar. Okay? 28,368 attacks on Christian homes, shops, or businesses for faith-related reasons. Okay. 16 million Christians, okay, in sub-Saharan Africa were forcibly displaced due to violence. Okay. 7,679 kerke, nee, churches and other properties were attacked. Alright? Dit is met my, van dit, gaan nou by julle met die statistiek verder gaan. En dan sê hy, 4,744 Christians were imprisoned. Die is nie van iemand het aangejaag, he. Die is, ek is besig om die woord van Christus te verkondig. Ek is besig om op te staan vir die geloof. Ek is besig om die evangelie te deel en die word toegesluit. Dit is sonder die wat doodgemaak is. Daarso bo 4,476. Daar's meer doodgemaak
Nee, dat was net minder. So 300 minder. Doodgemaak as wat in prison is. Pretty much wat dit sê, as jy toegesluit word, jy kan in enige van daai lande, jy kan weet, dis so. Hulle het by, nou so 2-3 weke terug, by my skoonsister, hulle wat in Vietnam is, in die kerk ingekom, foto's gaan neem van almal, klomp dreigemente en goed gehad en uitgegaan. Wat dink julle kan gebeur as iemand daar sal toegesluit word? Vietnam, for that matter, is op daai lys. Ek dink hy is nommer 6 op 47. Op daai lys. Maar ons sê ons lewe vir Christus. Hier is hoekom ek hierdie stelling maak. Ons sê ons lewe vir Christus, maar iemand in 'n kerk kyk jou skeef, dan bly jy uit die kerk uit vir die volgende 3 weke. Daar word hulle gedreig. En volgende Sondag daag almal van hulle weer op. Is ons regtig op die regte pad? Is jou commitment regtig by die Here? Of is ons nog net besig om te speel? Gaan vir my bietjie, skrol vir my net bietjie af. Nog. Net so. Right. Dan sê hy, ja, North Korea remains the most dangerous country for Christians, where owning a Bible can be a death sentence. Net die feit dat jy 'n Bybel het, is 'n death sentence. Nou, almal kan nie noodwendig na elke een van daai lande toe gaan nie. Maar almal van ons kan iets doen. Almal van ons kan iets doen. Jy kan aan hierdie kant seker maak dat jy jou kan bring. Jy kan hierdie kant seker maak dat jy jou besig hou met evangelisasie. Jy kan hierdie kant seker maak dat dit wat jy doen, befonds jy mense om wel te kan gaan. Jy kan dit doen. Sommige van julle is geroep om self te gaan daarna toe. Nie te sit hier in 'n kerkbank warm te hou nie. Laaste wat ek die woord gelees het, Markus 16 vers 15, het hy gesê, gaan dan heen en gaan verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Hy het nie gesê, gaan sit jou kerkbank warm en wag dat hulle vir jou kom en dan deel jy met hulle nie. Hy het gesê, gaan dan heen, gaan verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Groot verskil. Right. Gaan vir my nog so 'n bietjie af. Vir my 'n bietjie af, nee. So, as hy, stop net so. Right. Vir die wat nie weet nie, vandag is die ding is, hulle noem dit National Persecution for Christians Day. Ja, wat almal wat dit wel hou en goeders, dat ons die mense wat wel in daardie omstandighede en in daardie lande is, hulle ekstra bid vir hulle. Ons hoor my mooi, ons is veronderstel om elke dag in elk geval vir hulle te bid. Ons is veronderstel om elke dag hulle aan die Here op te dra, want hulle het dit nodig. Maar dit is die dag wat ons so 'n bietjie ekstra bid. Tot ons aan hulle ook dink, dit wat hulle deurgaan. Dink baie mooi. 'n Ou is daar's meerderheid van hulle. Daar's baie in daai lande wat tans binne 'n tronk sit vir hulle geloof en nie opgee nie. Daar's van hulle wat op pad death row toe is tans en nie opgee nie en Jesus nie verloon nie. Hier kyk iemand jou skeef. Jy gee op Christus. Hier stel iemand jou net te leer. Jy gee op Christus. Hier skel iemand jou, of iemand sê vir jou iets wat jy nie van hou nie. En ons blameer dit op Christus en ons gee op. Dink jy regtig teenoor daai ouens? Dink jy regtig jou saak met die Here is werklik reg? Jy gaan werklik hemel toe. Niemand hoef my te antwoord nie, ek wil net hê ons moet dink daaraan. En dan gaan antwoord jy die Here dit vanmiddag.
Ek wil ons gaan spesifiek, ons sal hier, dan sal, jy moet net met my gesels, dat ons 'n paar gebedsgoed en goed aan die gang sit, vir deur die week en goed ook oor dit. Maar ek wil hê ons gaan vandag spesifiek vir Nigerië bid. Mense kan sê, ja maar Wally, hoekom Nigerië? Hulle is dan nie die ergste nie, wat? Dit is nie tans die ergste nie, nee. Volgende statistiek, hou net vir my vas. Hierso, geographic concentration. The vast majority, around 70% of these killings occurred in Nigeria, where 3,100 Christians were murdered for their faith. Uit die 4,476, nee? Uit die 4,476 is 3,100 van hulle doodgemaak in Nigerië. (3,100 van hulle doodgemaak in Nigerië. Ek dink ons het almal baie bidwerk. Ek dink ons het baie opskerp werk in jou eie geestelike lewe. Ek dink ons het baie met 'n eye-opener nodig. Wat help het? Terselfdertyd wil ek dit sê, wat help het? Jy begin nou evangelisasie doen, jy begin nou alles doen, maar jy het nog steeds nie 'n verhouding met Jesus Christus nie. Moral of the story, selfs wat julle in elke een van die getuienisse gehoor het, kry 'n verhouding met Jesus Christus. 'n Warm verhouding met Jesus Christus. Begin sendingwerk doen. Begin jy iets doen vir die Here. Begin 'n traktaatjie uitdeel. Nie wanneer daar net vir jou gesê word, deel 'n traktaatjie uit nie. Orals. Daar waar jy kom, deel iets uit. Deel die Here met die mense. Ons land, Suid-Afrika self, is op pad om op hy lys te kom. Met alles wat nou kom. Volgende ding, hoekom ons bid vir die mense in Nigerië en vir al daai lande, dat hulle sal draai na die Here toe. 1 Korintiërs 12:26. Uit die boodskap sê hy die volgende, hy sê, as een deel van die liggaam seer kry, dan voel die hele liggaam die pyn. En as een deel van die liggaam geprys word, dan voel die hele liggaam bly. 53 vertaling sê, wanneer ons almal is een liggaam in Christus, en wanneer een lid ly, dan ly al die lede van die liggaam. Dit is waarom ons vir hulle gaan bid. Dit is waarom ons hulle aan die Here gaan opdra en regtig die Here vra, en ek wil hê elke een moet vra. Skryf vir my die volgende neer op die gebed. Gebedspunte. Eerstens, gaan ons bid vir Nigerië. Skryf neer, eerstens bid ons vir Nigerië. Tweedens, vra die Here Jesus, waar wil U my gebruik? En dit wat die Here ons nou vir jou sê, moet jy gehoorsaam wees aan. Wat ek wel vir julle kan sê, nie een van julle wat hier is geroep vir 'n sekulêre werk nie. Daar was gebid oor School of Fire, dat elke persoon wat hier sy voete hier kom trap, op hierdie gronde, wat hier kom inboek, wat hier kom, slegs die ouens sal wees, wat voltyds geroep is, vir die evangelie, om die evangelie van Jesus Christus te verkondig. Julle is hier. Dit beteken, jy is geroep, om die evangelie van Jesus Christus te verkondig. Elke liewe een van julle. Lê by jou of jy gehoorsaam gaan wees aan die Here nou of nie.
Nooit sal jy kan sê, Here, ek het nie geweet nie. Jy weet. Baie ouens kom nie eers hier uit nie. Baie ouens gee op intussen. Maar jy wat hier sit, is geroep om die evangelie van Jesus Christus te verkondig. Voltyds. Nie deeltyds nie. Voltyds. Sommige van julle gaan dalk deel van daai statistiek wees. Maar dit sal 'n eer wees om te sterf vir Christus, as jy jou lewe geleef het vir Christus. Jy kan nie sterf vir hom, as jy nie nou leef vir hom nie. Right. Here, my gebed is vir elke een. Kom werk in elkeen se hart. Here my God, dit wat U kom deel. Waar ons nou gaan bid vir die verskillende lande, waar ons gaan bid vir Nigerië, Here bid ek dat U elke hart sal aanraak. Met hulle sal deel, waarheen gaan hulle? Waarheen moet hulle gaan? Vader, maar dat elke een, soos Jesaja sal, die hart sal hê, sê, Here, hier is ek, stuur my. Al beteken dat ons raak dalk deel van die statistiek van die persecuted Christians, dat ons wel leef vir U. Dit beteken, U ontvang ons weer in die hemel, met ope arms, ons eer U daarvoor, Here. In Jesus naam. Amen.